Hallo almal, baie welkom by hierdie week se aanlyn Bybelstudie. Ons is alweer in ons laaste week van Oktober, kan julle glo? En ons celebrations oor ons manne kom tot 'n einde hierdie week. So hierdie week celebrate ons die karakter Johannes die Doper. En dit is eintlik net vir my so fascinerend om weer te kon kyk na sy lewe, na wie hy was, dit wat hy geskryf het, en ek wil julle regtig uitdaag gaan lees weer die Johannesbriewe, die Johannes Evangelie, dit gaan lees net die evangelies, ons lees ook van Johannes die Doper in die ander evangelies, in Matteus, Markus en Lukas. En ja, ek verwys hom spesifiek vandag na Matteus 11 vers 11 wat sê, dit verseker ek julle, onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie, en tog is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy. Dit is net amazing hoe selfs die mense van sy tyd vir Johannes die Doper gesien het. Johannes die Doper is seker een van die mees kenmerkende karakters in die Nuwe Testament. Hy het 'n ongewone styl gehad, met wildklere wat van kameelhare gemaak is, en 'n leergordel om sy middel. Hy was maar rof afgewerk, en het in die woestynwildernis gewoon. Hy het sprinkane en wille heuning geëet. En hy het selfs soms in ons oë 'n vreemde boodskap gepreek. Tog, ten spyte van die vreemdheid van Johannes die Doper, het hy anders as so baie mense, het hy sy missie in die lewe geken. Hy het geweet wie hy is, en hy het geweet wat sy taak is. Hy het duidelik verstaan dat hy deur God afgesonder is vir 'n baie spesifieke taak. Dit is hierdie duidelike visie van Johannes oor wie hy is en wat sy roeping is, wat hom laat uitstaan actually bo al die ander disippels ook. Nie omdat hy beter was of net omdat hy so eintlik vreemd was, maar ook so duidelik geweet het wie hy was en wat sy taak was. Daarom is Johannes se geskrifte se perspektief ook vir ons van soveel waarde. Deur alles wat Johannes was, wat hy gedoen het, en uiteindelik wat hy geskryf het, is Jesus en Jesus se verhaal sy fokus. Uiteindelik is hierdie fokus op Jesus, wat in 'n mate ook vir ons Johannes kom vorm. Johannes die Doper het mense uitgedaag om hulle voor te berei op die Messias se koms. Johannes het besef dat die Messias gaan anders lyk, anders klink, 'n ander visie hê as wat die regering van die dag het. Johannes is uiteindelik die een wat die volk opgeroep het om weg te draai van 'n sondige lewe en te fokus op 'n lewe saam met God en in God se teenwoordigheid. Johannes het ook baie mense nader getrek aan God deur sy prediking, sy profeseë en ook deur wie hy was, omdat hy altyd, ten spyte van sy eie uitdagings, gefokus het op God en wie Christus was juis in daardie tyd as die Messias. Dit was Johannes se fokus op sy verbintenis en sy roeping van God, wat hom die krag gegee het om vir God te leef. Johannes was afgesonder vir God. Nou as julle moet dink aan manne van hoop soos Johannes, wat hulle afgesonderheid, hulle visie van God, hulle missie van God regtig uitleef, wie sou dit wees? Ek het probeer dink in my eie lewe aan 'n paar manne van hoop, wat op 'n heeltemal 'n ander vlak 'n groot rol in my vorming
in die lewe gespeel het. Ek het spesifiek gedink aan Suid-Afrikaanse teoloë, Suid-Afrikaanse mentors in geloof, in ons almal se geloof. En spesifiek in my in persoon. Die eerste teoloog, mentor, is eintlik 'n vriend en sal minder bekend wees vir baie van julle. Maar dit is Dominee Waldemar Strumpfe. Ek en hy was saam in die bediening in ons tyd in Kimberley en daar toe kom ontmoet en leer ken binne die Noord-Kaapse Node. Ons het op verskeie bedieningsspanne saam gedien waarvan een spesifiek die jeug was, waar ons baie tyd saam spandeer het by Imagine. Maar nie dit nie, dit het uiteindelik ontaard in 'n vriendskap, 'n saamkuier daar in sy huis by die stasie, is saam sushi eet op Maandag, dit was ons thing. Saam ons visie vir die kerk gedeel en saam ons mission om Christus te verheerlik met mekaar gedeel. By Waldemar het ek iets geleer van die eenvoud van geloof, die eenvoud van die lewe. Ek het by Waldemar 'n stuk opregtheid beleef, wat ek baie uit kon leer. Waldemar is 'n teoloog wat in sy opregtheid ook so die woord van God bedien aan alle mense, wat ruimte skep vir alle mense in die samelewing. En dit is ook op daardie vlak wat ek en hy op 'n meer ekumeniese vlak ook met ander gemeentes goeie bande gesmee het, spesifiek in Kimberley. Deur Waldemar ontmoet ek toe ook die tweede teoloog wat ek vandag wil celebrate, en dit is Jaco Strydom. Jaco Strydom, dan die tweede teoloog wat ek hierdie week wil vier. Jaco is 'n skrywer, baie van julle sou al van sy werk gelees het, sy artikels gelees het, al dalk van die naam gehoor het. Jaco is ook die leier van die Echo Huise in Suid-Afrika, wat juis mense help op die kantlyn van die samelewing om meer op hulle voete te kom, wat geleenthede skep vir so baie mense. Weereens 'n teoloog wat in eenvoud die mens kom ontmoet, waar hulle is, en hulle van Jesus kom leer. As daar 'n quote is van Jaco wat ek seker die meeste herhaal, dan is dit wanneer hy sê dat as jy die lig in die wêreld wil wees, gaan soek 'n donker plekkie. En juis ook omdat hy self nie skroom om na donker plekke te gaan om die lig vir mense te wees nie. Dan 'n teoloog wat ook een van my dosente in leierskap was, wat nogal 'n groot rol in my lewe speel, is Stefan Joubert. 'n man van hoop, nie net vir Suid-Afrikaners nie, maar ook binne die breë wêreld, juis vir sy liefde vir die Here. Stefan vind sy vreugde in sy liefde vir die Here en om mense in en om die kerk op allerlei maniere, ook juis buite die boks maniere, te dien, te ontvang en so in te trek in die boodskap van Jesus Christus in. Baie van julle sal al van Stefan se boeke gelees het, of miskien van sy dienste op die TV gekyk het. Hy is deel van Mosaïek Gemeente, wat ook op die televisie-uitsendings van eredienste optree. Stefan het die geleentheid om op wêreldse platforms, televisieplatforms, aanlyn platforms, die woord van die Here te deel. En hy doen dit altyd op so 'n kreatiewe manier. Kom wys hy vir ons wie Christus is, opreg vanuit die woord. Dan is daar ook 3 dosente
wat in my studietyd in die Vrystaat 'n groot impak op my vorming gehad het. Die eerste Prof Tolmie, 'n Nuwe Testamentikus, wat juis sy tyd en energie spandeer het aan die Johannes Evangelie en ook aan Paulus se briewe. Prof François Tolmie is 'n man wat met deernis sy ervarings van Christus gedeel het, juis vanuit die evangelies en Paulus se briewe. Dan aan die ander kant van die spektrum, die Ou Testament, is een van my dosente wat 'n groot impak op my gehad het, 'n man van hoop, Prof Fanie Snyman gewees. Hy het juis sy hoop gevind in God die God van die Ou Testament, in die verbond, en ook baie maal in die profete. Hy self sou 'n mens 'n profeet uit die Ou Testament kon noem, in vandag se tyd. Dan die derde dosent wat ek graag sal wil celebrate hierdie week, is Prof Kobus Schoeman, 'n professor met wie ek nog steeds baie kontak het en met wie ek nog steeds so baie deel. Prof Kobus Schoeman het ons kom leer oor die kerk en die wese van die kerk, en hy doen steeds vandag baie studies oor die kerk en die wese van die kerk. En hy het vir my kom leer dat die kerk is nie 'n plek of ons kan nie kerk loop of kerk toe gaan nie. Die kerk is 'n wese wat in my en jou die hoop is. Ons hoop lê met ander woorde vir my in 'n groot mate in ons kennis van God. Want skryf Johannes in Johannes 17 vers 3, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. Wie was hierdie Johannes die Doper, en wat maak van hom juis 'n man van hoop? Johannes die Doper het die voorreg gehad om Jesus te doop, die een gebeurtenis wat Johannes self kom definieer het. Die moment in Johannes se lewe en die gebeurtenis binne sy lewe definieer ook sy verhaal, wie hy was en as wie hy onthou sal word, ook in ons lewens vandag. Johannes se pa was Sagaria en sy ma Elisabeth. Sagaria het diens in die tempel gedoen en terwyl hy besig was om diens in die tempel te doen, het die engel Gabriël aan hom verskyn. Die engel Gabriël het aan Sagaria die ongelooflike nuus gebring, dat daar vir hom en Elisabeth 'n seentjie gebore sou word, en dat hulle hom Johannes moes noem. Johannes se ma Elisabeth was natuurlik 'n familielid van Jesus se moeder Maria. Die twee vroue was gelyktydig swanger, en die Bybel sê in Lukas 1 vers 41, toe die twee verwagtende moeders mekaar ontmoet het die baba in Elisabeth se baarmoeder gespring, terwyl sy met die Heilige Gees vervul was. Die ontmoeting van die engel Gabriël met Sagaria was uiteindelik 'n profetiese uitspraak vir wie Johannes die Doper uiteindelik sou wees. Die nuus was 'n vreugdevolle antwoord op 'n gebed vir juis Elisabeth wat onvrugbaar was. Johannes moes die God geordende boodskapper word wat die koms van die Messias, die Jesus Christus, sou verkondig. Johannes sou die een wees wat die pad moes oopmaak vir Jesus Christus. Ons weet ook dat Johannes vervolg sou word, omdat hy die een sou wees wat die pad oopgemaak het. En dat hy gehaat sou word deur Herodes se vrou, Herodias. En dat sy, al was sy die onwettige vrou van Herodes, en ex-vrou van sy broer Philip, sou sy die een wees wat Johannes tot die dood toe veroordeel het. In Lukas 7 vers 28 het Jesus verklaar dat Johannes die Doper
die grootste mens was wat ooit geleef het. Ek sê vir julle, onder diegene wat uit vroue gebore is niemand groter as Johannes nie. Johannes, uniek, maar tog merkwaardig. Johannes het verseker sy merk in die lewe gemaak. Met sy wilde voorkoms het hy geen politieke aansien ontvang nie, ook nie van die Jode nie. Tog het Johannes met gesag gepraat en wou mense na hom luister. Mense het na Johannes geluister, want hy het die waarheid gepraat. Sommige mense het deur sy passievolle prediking tot bekering gekom. Tog het hy ook ander baie kwaad gemaak. Dit is dan Johannes se grootste vyand, Herodias, Herodes se vrou, wat gesorg het dat Johannes uiteindelik doodgemaak is. Wat vir ons uitstaande is uit Johannes uit, is juist dan die doop en die teken van die doop wat Johannes verkondig het en ook die sakrament wat hy uitgeleef het, uitgevoer het in sy bediening en wat 'n merkteken sou word vir ons Christelike geloof oor die jare. Daarom is dit belangrik dat ons ook in vandag se Bybelstudie sal gesels oor die doop. Die doop is 'n wonderlike roetemerker vir elke gelowige se lewe. 'n Kosbare teken van wie Christus vir ons was en steeds is. Deur Jesus Christus se dood is elkeen van ons wat glo dat hy ons verlosser is, gedoop, skoon gewas en vrygespreek. Hierdie daad van skoonwassing, vryspreking van Christus, bly vir ons as gelowiges 'n ewige anker. Want dit is wat die doop vir ons is, 'n anker wat wys wie ons is, aan wie ons behoort en waarheen ons op pad is. Ek haal ook vandag vir julle 'n paragraaf aan oor die betekenis van die doop, soos wat ons dit leer in ons belydenisprogram. Want verskeie mense koppel verskeie betekenisse aan die doop. Tog is dit 'n belangrike gebeurtenis in elke gelowige se lewe wat sy geloof ernstig opneem. So waaroor gaan die doop dan werklik? En wanneer 'n mens gedoop word, so waaroor gaan dit dan werklik? Wanneer 'n mens gedoop word, kondig God sy gesag oor jou lewe aan en maak hy jou deel van sy reddende genade. Hoe werk die doop? Ons word gebore as verlore sondaars en as ons gedoop word, claim God ons lewe en word dit moontlik vir ons om God se genade wat deur Jesus aan die kruis verdien is te ontvang. Christus doen dit. Hy doen dit, nie ons nie. Dit beteken Christus, hy kondig sy gesag oor ons aan. Ons is God se eiendom. Dit is wat dit beteken wanneer sy naam in die doop oor ons uitgespreek word. Ons word immers gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dit is hierdie Christus wat ons vergifnis gee, ons reinig van ons sondes. Hy gee ons die Heilige Gees. Hy verenig ons met Christus en gee ons deel aan sy lewe. En dit gee vir ons 'n nuwe lewe. Hy neem ons op in die genadeverbond. Hy neem ons op in die gemeenskap van gelowiges. Elkeen van hierdie sinne begin met wie Christus is, wie hy is. Dit is uiteindelik waaroor die doop gaan. Dit beteken alles rondom die doop kom van God af. Uiteindelik moet ons net oppitch. Ons kan net ontvang wat van God afkom en wat hy vir ons verniet gee wanneer ons opdaag. In hierdie sakrament gaan dit in die eerste plek nie oor iets wat ons doen nie, of wanneer ons gedoop word nie, of die nagmaal gebruik nie, maar dit gaan oor God, God wat iets vir ons doen, God wat vir ons gee, sy genade gee.
Dit is die gebeurtenis wat God sy hele genadepakket vir ons gee. En dit los ons uiteindelik om daarop te reageer. Vat ons hierdie genade of nie? Die verbond is een van die belangrikste dinge wat ons moet onthou wanneer ons oor die doop gesels. Want deur die doop word ons ingesluit by die verbond wat God met Abraham gesluit het. Hierdie verbond, ooreenkoms, het twee kante uiteindelik. God gee en ons aanvaar. As ek nie aanvaar wat hy gee nie, ontvang ek dit tog nie. Dan help dit nie dat ek gedoop is nie. Dit beteken dat mense nie gered is omdat hulle gedoop is nie. God het inderdaad sy genade vir ons gegee, maar hulle moet dit uiteindelik aanneem. Ons as mens word gered wanneer jy hierdie genade van geloof aanneem wat God aan jou skenk. En hierdie geloof is om jou lewe oor te gee, jou lewe in God se rigting te sit, om die rigting in te slaan waarop God ons lei, om aan Jesus se lewe gekoppel te word, sy waardes, sy lewensdoel te deel. Dit is die verskil tussen om te glo oor Jesus, te weet van Jesus en te glo in Jesus. Die doop is een van die kosbaarste gebeurtenisse vir ons as gelowiges, want dit wys ons wie God is, dat hy die outeur van ons lewe is, dat hy die God is wat 'n belofte met ons sluit. Ek wil julle vandag uitdaag. Dink weer oor wat die doop vir jou beteken. Deel dalk ook met mekaar oor waar julle gedoop is en wat julle volle doopname is. En onthou weer dat ook jy aan God behoort. Dit was wat die legend Johannes vir ons wou kom leer. Dat ons aan God behoort en dat Christus ons verlosser van hierdie sondige wêreld is. Mag julle vandag Johannes die Doper celebrate vir die legacy wat hy nagelaat het deur die doop. Amen. Deur die wildernis het ek die spoor gesny en sy hart gevind. Die spoor verloor, rondgedraai, 'n wegloopkind. Elke maal weggedwaal, elke keer kry ek dit weer, ek loop in spore van hoop. 'n Koning het voorheen hier geloop, en nou loop ek in spore van hoop. Hier verby het hy 'n kruis gedra, hier het hy vir my die prys betaal. 'n Koning het voorheen hier geloop, en nou volg ek net die spore van hoop. Dit vat my by die kruis verby, en ek weet, ek loop in spore van hoop. 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 Nie ver hier vandaan het hy stil gestaan by 'n weduwee, 'n hongerkind aan die hand geneem en brood gegee. Hy die siek en swak aangeraak, die broos en blind se wonde verbind. So loop my koning van hoop. My koning het voorheen hier geloop, en nou loop ek in spore van hoop. Hier verby het hy 'n kruis gedra, hier het hy vir my die prys betaal. My koning het voorheen hier geloop, en nou volg ek net die spore van hoop. Hy vat my by die kruis
Ek loop in spore van hoop. 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 Ons koning het voorheen hier geloop, en nou loop ons in spore van hoop. Hier verby het hy 'n kruis gedra, en hier het hy vir ons die prys betaal. Ons koning het voorheen hier geloop, en nou volg ons net die spore van hoop. Dit vat ons by die kruis verby, en ons weet, ons is vry. Ons is vry. Ek loop in spore van hoop. 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 Ek loop in spore van hoop.